Goeiemôre en baie welkom hier by Mildersdrift se uitsaaidiens. Dis vir ons 'n voorreg om vanmôre saam met julle rondom die woord van die Here te kan kuier. Baie dankie dat julle vir ons innooi na daar waar julle is. En dis my gebed dat die Here vir ons saam vanmôre sal seën, dat ons sy teenwoordigheid sal beleef en dat ons sal leer wat God se wil vir ons is vanmôre. Kom ons bly net so sit en dan buig ons hoofde saam. Here ons Vader, baie dankie dat ons regtig kan weet waar ons hulp vandaan kom. Maak nie saak wat ons konfronteer of wat ons moet hanteer nie. Ons hulp kom altyd van U af. U bly getrou tot in ewigheid en U laat nooit vaar dit wat U in 'n mens se lewe begin het nie. Dankie dat U liefde en die goedheid en die guns elke oomblik oor ons is. Ons loof U daarvoor en aanbid U daarin in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Ja, in Jesus se naam bid ons so. Amen. Het is my voorreg om vanmôre te kan verklaar dat God hier teenwoordig is, dat God ons Vader by ons is, dat Jesus ons verlosser en redder ook hier is en dat die Heilige Gees teenwoordig is. Mag ons aan God drie eenig vanmôre lof en eer bring. Amen. Kom ons dien die Here met 'n loflied. Behold the Father's heart, the mystery lavishes on us, as deep cries out to deep, oh how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to His great love? Behold His only Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, and my soul should know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in His love. Jesus Messiah, the righteous died for love. It wasn't over, for He is the risen one. Then sings my soul, then sings my soul, how great Your love is, how great Your love is. Then sings my soul, then sings my soul, how great Your love is, how great Your love is. Then sings my soul. Our God will lead us home. Ons skriflesing vanmôre kom uit 'n redelike bekende gedeelte uit 2 Timoteus 3 en ons gaan eintlik die hele hoofstuk of tot vers 17 saam lees. 2 Timoteus 3. Dit moet julle weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense
sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand. Belediging teenoor medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Miskien wil ek hier graag onderbreek. Ons moet onthou dat in daardie tyd was vrouens nie in die tempel teenwoordig nie. Hulle moes maar die evangelie so deur die sleutelgat hoor of so die skreefie van die deur. So hulle was baie nuuskierig en wou baie graag leer dalk, maar hulle het nooit die geleentheid gehad om te leer nie. So hulle het byna enige ding geglo wat hulle gehoor het of enige bietjie kennis of geleentheid het hulle aangegryp. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Jannes en Jambres. Maar jy het my nagevolg in leer en lewenswandel, in lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra, wat 'n vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddeloses en goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar bly jy by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was. En jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man of vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek wil graag 2 verse herhaal, vers 14 en 15, maar bly jy by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy ken van kleins af die Heilige Skrif. En die Skrif kan jou tot kennis bybring wat tot verlossing lei, en dan die laaste vers, sodat die man of die vrou, sodat die mens wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Hier met ons digitale groep, wat nou donderdag by mekaar gekom het, wat ons geluister het na 'n reeks rondom op die hakke van Jesus, weet hoe om Jesus Christus te volg, hoe om 'n disipel te wees van Jesus. Was daar 'n opmerking wat al vir my uitgestaan het en bygebly het, en dit is dat daar 2 konstante dinge in hierdie wêreld is. 2 konstante dinge wat waar is van elke mens se lewe, en dit is vervolging en vreugde, weet moeilikheid en blydskap, of teëspoed en voorspoed, of opdraandes en afdraandes. Dis deel van elke mens se lewe. Ek lees in 'n berig dat die einde Februarie was daar 45 aktiewe vulkane in die wêreld. Op hierdie oomblik is daar 3 aktiewe vulkane, weet een daar in Rusland, een in die Verenigde State en een in Tonga, wat huidiglik besig is om swaal te spoeg en lawe te gooi. As mens na al hierdie hartseer en die stikkend en die baie moeilikheid kyk en na die weerpatrone, die baie reën en vulkane en die oorloë en die misdaad en die vergrype aan die mens, dan hoor mens baie mense sê, ja, dit is verseker tekens van die tye. Ons is in die laaste dae. Asof dit nou eers begin het, asof die laaste dae nou eers aangekondig is. En dan lees ek hier
in die tweede brief van Paulus aan Timotheus, en sommer so terloops, die boek is geskryf so, of die brief is geskryf so in die omgewing van 52, miskien 58 na Christus. Met ander woorde so 1500 jaar of baie lang terug al. En dat dit alreeds die laaste dae was, dat Paulus al daar sê, in die laaste dae, met ander woorde die dae waarin ons nou leef, wat Timotheus die brief skryf van Paulus af. Die laaste dae het begin die dag toe Jesus hemel toe gevaar het, en die laaste dae hou op wanneer Jesus Christus weerkom. Dit is die span van die laaste dae, van Jesus se hemelvaart tot sy wederkoms. Dit is die laaste dae. Weet, ons lees in die skrif, daar is tye tyd en dan nog 'n klein bietjie tyd. Weet, die laaste tyd, dis die tyd na Jesus se hemelvaart, die tyd waarin ons leef. Ons leef in die laaste dae. Hierdie tekens, weet, van oorloë en vuurspiewende berge en oorstromings en veldbrande en oorlog en al die lelike goeders was in die tyd van Paulus se skryf aan Timotheus alreeds aan die orde van die dag. Natuurlik vermenigvuldig dit, of natuurlik intensifiseer dit met tyd. Maar die laaste dae het nie maar nou verlede maand of die afgelope 4-5 jaar gebeur nie, alreeds in die tyd van die skrywe van hierdie brief. Maar Paulus kom waarsku vir Timotheus, dat in hierdie laaste van dae, waar daar nie agterna nog dae gaan kom nie, in hierdie laaste van dae, gaan mense 'n sekere lewenspatroon begin uitleef. Gaan mense deur 'n manier van lewe wys, dat hulle amper nie 'n saak met die Here het nie. Hy kom sê vir hulle dat mense gaan in die laaste dae so lewe, dat hulle eintlik meer tyd gaan hê vir hulle self as vir God. Hulle gaan meer liefde vir genot hê as vir God. En dan gee hy 'n klomp kenmerke van hoe die mense van die laaste dae gaan lyk. Met ander woorde, dat die wêreld gekenmerk gaan word deur mense wat so lewe. Hulle gaan liefdeloos word, onversoenlik wees. Hulle gaan selfsugtig wees. Miskien wil ek graag 'n bietjie iets sê oor selfsugtig daar in vers 2. Die mens gaan selfsugtig wees. Dit is nie net om die beste stuk van die koek vir jouself te sny en dat jy die cherry kan kry. Selfsugtig sê eintlik dat jy vir niemand anders iets gun nie. Dat jy niemand anders nodig het nie. Dat jy selfs nie eens vir God nodig het nie. Jy is absoluut selfvergenoegsaam. Jy maak staat net op jouself. Het niemand anders nodig nie. Dit is hoe die mense van die laaste dae gaan lyk. Hulle gaan selfsugtig wees, geldgierig. Alles gaan rondom rand en sent draai. Met ander woorde, wanneer hulle moet kies tussen die regte ding en as die prys reg is, dan doen hulle maar as die prys reg is. Maak nie saak of dit reg of verkeerd is nie. Hulle gaan gekenmerk word deur bandeloosheid. Staan daar in vers 3. Bandeloosheid, dit is soos wanneer 'n hond nie aan 'n leiband wil loop nie. Hy wil nie aan 'n leiband loop nie. Hy wil nie gebind wees nie. Hy wil hardloop net waar hy wil. Dis wat die woord bandeloos beteken. En Paulus sê vir Timotheus, in hierdie laaste van dae gaan dit 'n kenmerk wees van die mense. Hulle gaan hulle nie laat voorsê of laat bind deur enige iemand of deur enige iets nie. Paulus skryf vir Timotheus dat die mense van die laaste dae sal verraaiers wees. 'n Verraaier is nie sommer net iemand wat gaan klik by iemand oor iemand nie. 'n Verraaier is eintlik iemand wat kies vir waarvoor hy wil kies. Maak nie saak wat die prys is nie. Al is dit hoe duur, dan gaan hy dit eerder kies as die regte ding. As hy moet kies tussen reg en lekker, maak nie saak wat die prys vir die lekker is nie, hy sal die prys betaal. So hy gaan die liefde verraai, hy gaan reg verraai. Daar staan dat hulle sal nog die skyn van godsdienst hê, maar die waarheid daarvan sal hulle nie ken nie. Met ander woorde, hulle sal nog na die regte plekke toe gaan, hulle sal nog kerk toe gaan, hulle sal dalk nog op die kerkraad dien, hulle sal dankoffer gee, hulle sal hulle kinders laat doop en sonndagskool toe gaan, maar die krag van die woord sal nie meer deel wees van hulle lewe nie. Met ander woorde, hulle sal die kennis hê van wat die woord van die Here sê, maar hulle harte sal dit nie doen nie. Hulle harte gaan ver daarvan af wees. Hulle gaan net kenners van die woord wees. Hulle gaan dit nie kan doen nie. Want hulle kies vir wat vir hulle die belangrikste is, wat vir hulle die beste, wat vir hulle die maklikste is. Hulle sal nog die kennis hê, maar doen net wat hulle wil.
Wie is hierdie mense van wie Paulus skrywe vir Timoteus? Hierdie mense van die laaste dae wat so gaan wees. Wie is hierdie mense wat so selfgerig gaan lewe, wat hulle nie gaan laat bind nie, wat net alles draai rondom geld en maak nie saak wat die prys is nie, as hulle dit wil hê, dan betaal hulle dit, alles het hoe verkeerd. Wie is hierdie mense? Mense sal nog eintlik wil dink, maar dis die mense wat buite die verbond gelewe het in die tyd van Paulus. Hulle wat nie deel is van die verbond van God nie, of wat nie deel is van die kerk nie. Mense sal dink dat hulle is die tollenaars en die fariseërs en die mense wat net by die wet bly en wat sy harte nie daar naby is. En eintlik is hierdie mense, alle mense, met ander woorde, niemand word uitgesonder nie. Hierdie is 'n eienskap en 'n karakter wat aan alle mense na vore gaan kom, ook in kerkmense sin. Ook in mense wat aan die regte plekke nog toe gaan. Wat se kinders gedoop is en wat dalk op die kerkraad dien. Hulle sal nog die uiterlike skyn hê, maar die krag van die geloof en van die godsdiens sal nie deel van hulle lewe wees nie. Alle mense. Ek onthou sommer hier in my studiejare het professor Heinz vir ons op 'n stadium so 'n referaat gegee of so 'n taak gegee om te gaan doen. Ek kan nie onthou hoeveel woorde nie, maar ons moet gaan skrywe. Wat is die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige? Of wat is die verskil tussen 'n Christen en 'n nie-Christen? En eintlik was dit vir my baie moeilik. Ek worstel vandag eintlik nog daarmee. En deel daarvan is wat hier staan in 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3 dat kinders van die Here en die wêreld lyk omtrent dieselfde. Hulle doen dieselfde goeders, gaan hulle dieselfde plekke toe, praat dieselfde manier. Doen op dieselfde manier besigheid, vul belastingvorms op dieselfde manier in. So Paulus kon waarsku vir Timoteus dat in hierdie laaste dae gaan daar mense wees wat die kennis van die woord het, maar wat die hart daarvan verloor het. Wat nie leef dit wat hulle uit die woord van die Here leer nie. En dis hartseer. En dit was aan die tyd van Paulus so, en dis vandag nog so. Weet, eintlik moet ons aan die wêreld afvryf. Ons moet getuies wees in die wêreld wat die wêreld leer en onderrig en in 'n verhouding met God bring. En intussen vee die wêreld aan ons af soos nat verf. Vee die wêreld aan ons af en begin kinders van die Here soos kinders van die wêreld leef. En is hierdie karaktertrekke deel van baie kinders van die Here se lewe. En ook wil 'n mens amper vra, maar wat is dan die oplossing? En dis wat die boodskap eintlik is van 2 Timoteus 3. Wat is dan die oplossing om nie soos die wêreld te word nie? Wat is dit wat 'n kind van die Here dan moet doen om nie hierdie karaktertrekke wat eintlik maar omtrent in alle mense se lewe is, ook deel van jou lewe te laat wees nie? Die antwoord vind ons terug in vers 14. Dat Paulus vir Timoteus kom sê, maar bly jy by wat jy geleer het, en wat jy vasglo, en wat jy van kleins af geleer ken het. Weet, op 8-jarige ouderdom moes elke joetjie die 5 boeke van Moses, eers die Pentateeg moes hulle uit hulle koppe uit memoriseer. Hulle moes die Bybel leer. Hulle moes die Bybel ken, hulle moes weet wat daar staan. En hulle moes dit inoefen en memoriseer, sodat hulle kan weet, maar as hierdie ding deel word van my lewe, dan weet ek dit hoort nie. Dan is ek besig om soos die wêreld te word. En as ek in die wêreld is, en ek sien hoe is die wêreld, dat die woord dan van my leer, maar moenie soos die wêreld wees nie. En dis wat die Here vanmôre vir my en jou wil kom sê, hier in 2025, waar die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige nie meer soos 'n streep in die sand is nie. Die Here vir my en vir jou kom sê, bly by die woord. Weet, lees die Bybel, lees die woord. Lees die woord stadig. Weet, maak dit deel van jou DNA. Weet, absorbeer dit soos Esegiel en Johannes gemaak het. Eet die woord. Laat dit jou spyse en jou drank word van elke dag. Laat dit wees waarmee jy jou geestelik voed. Lees die woord. Moet dit nie net lees nie, memoriseer dit. Weet wat daar staan en waar dit staan. Bestudeer dit. Met ander woorde, lees dit stadiger en
Hoor by ander, hoe verstaan hulle dit? Kry vir jou kommentare, kry vir jou 'n Bybelstudiegids en bestudeer dit. Vergelyk verskillende gedeeltes in die Bybel met mekaar, maar hier lees ek dit, daar lees ek dit, wat wil die Here dan nou eintlik vir my sê? Maak jou sintuie, maak jou hart vir die Here oop. Weet dat sy woord deel word van jou mens wees. En beoefen dit. Moet dit nie net kopkennis maak nie. En dit nie doen nie. Moenie net die skyn van die godsdiens aantrek nie. Ervaar die krag daarvan, deur te gaan leef wat die woord vir ons leer. Bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Wil die Here regtig vir my en jou kom inspireer? Wil die Here regtig vir my en jou deur sy Heilige Gees kom aanmoedig? Leer my woord ken. Lees meer en lees stadiger. En lees weer, herkou dit, absorbeer dit, memoriseer dit en laat dit deel word van jou lewe. Dan sal dit vir jou 'n rigsnoer bly en dan sal dit jou help om reg te lewe en dan sal waar word wat in vers 17 staan, sodat 'n mens wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. As ons regtig erns maak met die woord, en ons ken die woord, wat daar staan, dan sê die Here, gaan dit vir ons die regte lewenswyse kweek. Met ander woorde, dat die woord my gaan snoei, dat ek regop groei. Die takke wat wild gaan sal afsny, en vir my op koers sal hou, as 'n kind van die Here, toegerus vir elke goeie werk. En dan sal ek en jy aan die wêreld kan afvryf. Sal ons vir hulle die pad kan wys, en hulle nie meer aan ons afvryf en ons soos die wêreld laat wees nie. Mag die Here regtig vir my en jou daartoe genadig wees. Amen. Kom ons sluit af met 'n slotgebed, waarna ons dan die seën van die Here sal ontvang. Here Hemelse Vader, ek wil vandag kom dankie sê vir u woord. Dankie dat ons dit in Afrikaans het. Dankie dat ons dit in ons eie taal kan lees. Meer as een vertaling in Afrikaans. Dankie dat u deur die woord met ons praat, dat dit die manier is wat u vir ons wil onderrig en leer, wat u goeie wil is, wat is reg en verkeerd volgens u wil. Help vir ons dat ons die woord sal lees, sal bestudeer, sal memoriseer. En mag die Heilige Gees vir ons daartoe inspireer om dan nie net te weet en te verstaan nie, maar te gaan lewe, dat ons by die woord sal hou, daar nie sal van afwyk nie. Ja Here, en dankie dat die woord ook vir ons leer waar ons wel afwyk, is daar vergifnis van sonde. Het ons nog steeds vrye toegang tot die genade troon. Bly ons die kinders en sal die hand nie van ons al wegneem nie. Maak vir ons 'n seën vir die wêreld en kom seën vir ons en kom rig vir ons deur u woord. Dis ons gebed in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Kyk gerus na die afkondigings wat aangehaak is by die preek. As daar enige navrae is, die nommers is daar, julle is welkom om te skakel. Ek hoop ons sal vir julle kan help en mag die Here vir julle in hierdie week dra en naby aan sy woord hou. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees so met my en jou wees. Amen.